Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is Ramaphosa se marxistiese onderrok hang uit. Nou, diegene van u wat gesien het, daar sirkuleer nou 'n video wat ek dink dit op die SAIK verskyn van Ramaphosa in die parlement wat nou praat oor hoe daar gelykheid in die land moet wees, maar ook dat die produksiemiddele te gekonsentreerd is in die hande van te min blankes, soos hy dit daar stel. Nou, dis baie interessant. Eerstens is dit vir my interessant, hierdie soort uitlatings van hom. Hy het sopas teruggekeer van Amerika af, waar Suid-Afrika nou sy rassistiese beleide, sy 142 rasse wette moes gaan verdedig, en hy het glad geen kennis geneem van die teenkanting wat daar in die VSA teen sulke wetgewing bestaan nie, en dat die land se reputasie eintlik besig is om liderlik daaronder te lei nie. En hy het ook eintlik gesê, ek dink nie dit was in dieselfde toespraak nie, maar hy het ook gepraat daarvan dat hy nie toe hy by die liggame aankom het, hy ons gesê, hy gaan nie vir Malema arresteer nie, en Suid-Afrika is 'n soewereine land, en dus mag mense maar, Malema kan maar voortgaan soos hy wil, want die howe, die 3 howe, die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg, die hoogste hof van appel en die grondwethof, het hulle almal aan die kant van Malema geskaar. Hy mag maar volksmoord propageer en Kieleboer sing soveel as wat hy wil, en hy het die afgelope naweek blykbaar op koppies ook gedoen. Hy het sy kans daar waargeneem. Nou, iets anders wat, dit alles ter inleiding, iets anders wat my nogal getref het, was hierdie foto. Ek sal ook so 'n bietjie aan die einde hierna verwys. Hier was 'n foto van Hillbrow in die 1970s. Nou, dis min of meer toe ek op universiteit was, en kyk, ek het in Johannesburg skool gegaan, en help mekaar. So, ons was, jy weet, so 5 of 10 minute te voet van Hillbrow af. So, ons het van standaard 6 af, toe ons 12, 13 jaar oud was, het ons in Hillbrow gekom, en later nog meer, en wat ook al, jy weet. So, ons het met dit alles groot geword, en dit is hoe dit gelyk het destyds. Nou, ek weet nie hoeveel van u was nou onlangs daar nie, maar ek kan nie verseker, dit lyk nie meer so nie, dit lyk nie so netjies en skoon, en alles wat daarmee saamhang nie, dit is nou, daar is ook nie meer enige blankes daar nie, en daar lees ek 'n hoop vullis op die sypaadjies, en dit stink na Rewil, en vullis, en urine, en wat ek al, iets verskrikliks. So 'n klompie jare gelede het ek en my seun deelgeneem aan een of ander fietswedren wat daar in Sandton begin het, en dan so deur Hillbrow ook die roete geloop en dan weer terug tot in Sandton, en dan kon jy dit van baie naby af ervaar, en ek kan nie vir jy sê wat ek nou sê, dit is op persoonlike ervaring gegrond, nie op die fantasie van een of ander joernalis of meningsvormer in die media nie. Maar om terug te keer nou tot Ramaphosa, hy het nou hierdie uitlatings van hom gemaak. Ek gaan sommer net so 'n stukkie daarvan speel, en 'n bietjie kommentaar lewer, en dalk nog 'n stukkie, en dan kyk ons wat dit alles vir ons sê. Nou hierso, kom maar, laat ek dit net hier op die skerm kry. Daar's hy. That one of the things that holds South Africa's economy back from growth is the level of concentration.
concentration because they said the ownership of the economy is in far too few hands. Ownership has not spread. That is what the World Bank and IMF said. And that is precisely what happens in other countries. When you go to other countries, you'll find the citizens. I mean, in Africa, it will largely be black people. Wherever you go in the world, it will be the citizens. Now, in our country, it was just the few privileged, and may I continue to say white people, who continue to own the means of production, who continue to own the productive economy of our country. Nou, daar het jy dit. Kyk, hierdie term, die means of production, of die produksiemiddele, dit is 'n uit en uit marxistiese term. Kyk, ek het nou, baie min mense wat nie aan 'n Engelse universiteit in Suid-Afrika gestudeer het nie, weet iets van al hierdie dinge. Afrikaners is eintlik heeltemal naïef oor die meeste Afrikaners wat nou op die ou Afrikaanse kampusse gestudeer het. Hulle is heeltemal naïef oor hierdie goed. En ook hoe sterk marxisties en selfs kommunisties die akademici, 'n klomp van die akademici in hierdie land ingestel was en is. En daarom hierdie term, die produksiemiddele, dit is 'n standaard marxistiese term wat deur almal gebruik is, en dit wys jou ook net waar, uit watter hoek, of watter perspektief Ramaphosa self dink. Hy's veronderstel om 'n sakeman te wees, 'n kapitalis, maar die enigste manier waarop hy na die ekonomie kan kyk, is nie in terme van 'n markekonomie of 'n kompleksiteit, 'n statistiese geheel of wat ook al nie. Nee, dit kom uit die oer-marxistiese 19de eeuse ontledings van Karl Marx en Friedrich Engels. Dit is, ek dink nie Ramaphosa het 'n intellektuele basis eintlik nie, maar ek dink indien hy hoegenaamd een het, is dit uitsluitlik marxistiese grondslag van waar hy dink. Maar hy praat natuurlik nie, hy praat nou van die ekonomie wat gekonsentreer is in die hande van enkele individue, of wat kal, waaronder hy self, wat uit die bloute skatryk geword het, en wat ook al. En natuurlik hierdie ander paar swart miljardairs, maar ek hoor nie dat hy sê dat hy van sy eie aandele en wat ook al wil weggee om 'n bietjie meer gelykheid te veroorsaak nie. Maar kom ons luister verder wat hy te sê het. Ja, dan gaan hy. Now, we took them to America. Now, this I find very worrying. I find it very worrying that we continue to have this notion that BEE is the one that's holding our economy back. It is the partial and exclusive ownership of the means of production in our country that is holding this economy from growing. So, nou ja, die afgelope tyd was daar natuurlik geweldig kritiek op hierdie BEE, swart ekonomiese bemagtiging, die 142 rassewette, en op hierdie kanaal het ek mos al onderhoude met my naamgenoot Dawie Rood gevoer, waar hy gesê het, die ANC het oor die afgelope 30 jaar ontsettende skade aan hierdie ekonomie gedoen. En dit is die hoofrede waarom ons ekonomie so haglik voortploeter. Jy weet, daar is van die ander lande, veral die VSA natuurlik, en baie ander waar in die ooste, waar ook al, waar ekonomie ongelooflike groei aangeteken het oor die afgelope 30 jaar. Die Amerikaanse ekonomie, dink ek, het oor die afgelope 30 jaar in omvang verdubbel.
Terwyl hier by ons, jy weet, dit sukkel, en daar's trae ekonomiese groei en resessies en wat ook al. En dit is nie as gevolg van die produksiemiddele wat aan die verkeerde mense, wel, ek dink hulle behoort aan die verkeerde mense soos aan hierdie vent, aan Cyril, die nimmerlike Cyril wat in die media, hy is ons beste vriend, jy weet, hy word mos altyd op sy voornaam genoem. Ja, ek dink dit behoort aan die verkeerde mense, veral aan hom, maar dit is verseker die geval dat hierdie swart ekonomiese bemagtiging het rampspoed vir ons veroorsaak. Mens kyk maar net na Eskom en SAIK, al hierdie staatsondernemings, die hele spul van hulle is almal half bankrot as gevolg van regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging en die plundery wat daar plaasgevind het. Daar selfs nou hofsaake van, daar's mos 'n hofsaak teen IJsmagashule, wat 'n wonderwerk, wat hy en sy trouwante het iets soos R1 miljard gesteel, maar dis maar net een geval, daar's klomp ander gevalle natuurlik ook. Maar ja, maar dis nou nie die heilige koei van swart ekonomiese bemagtiging. Hy is nou besig om dit te verdedig, en dit is nie die oorsaak van ons ekonomiese probleme nie. Nee, dis die produksiemiddele wat aan die verkeerde mense behoort. Nou kom ons hoor 'n bietjie hoe gaan hy nou voort. So, what we seek to do, as set out in the equality clause in our constitution, to redress the imbalances of the past. If we accept that the ownership of our economy is imbalanced, the clause on equality in our constitution seeks to undo that, to redress that. So therefore, nou ja, daar het jy dit in 'n neutedop, jy weet, onverdunde kommunisme, jy weet, die gelykheid, daar gaan nou gelykheid kom, jy weet, net soos Pol Pot of Mao Zedong, tydens die kulturele revolusie. Hier was 'n ander ou in Afrika, Mengistu Haile Mariam. Hy het ook kommunisme daar in Ethiopië toegepas. Hy het 'n paar miljoen mense doodgemaak. Hulle wou hom op 'n stadium aankla van jy weet, misdaad teen die mensdom en wat ook al. Daar's 'n paar Franse wat ook boeke oor hom geskryf het, maar niemand anders het veel daarvan gepraat nie. En hy het blykbaar gaan aftree in Harare. Hy bly nou nog in Harare. Hy leef lekker, want hy het baie geld gesteel daarso ook in Ethiopië, terwyl hy nou mense by die 100.000 afgemaai het om kommunisme daarso toe te pas. Maar ja, hier is er al bezig om vir ons te sê, ons gaan nou gelykheid kry, hoor. Want die produksiemiddele, die produktiewe deel van die ekonomie, dit gaan nou oorgedra word aan die werkersklas, maar soos ons weet, in kommunisme, dis nooit die werkers wat eintlik die produksiemiddele beheer nie, dit is 'n elite en die mense van die party, hoe het Lenin dit genoem, die voorhoede. Die party is die voorhoede van die werkersklas. En hierdie voorhoede van die ANC, hierdie elite, hulle gaan die produksiemiddele beheer en hulle gaan die produksiemiddele nog verder in die grond in afbreek, natuurlik. Maar nou ja, dit is eintlik wonderlik om, jy weet, om na hierdie goed te luister wat hy hier kwytraak. Jy weet, nadat hy so pas teruggekom het van Amerika af, waar hy, jy weet, eintlik gebedel het by Trump en by die Amerikaners en gesê het, ons moet ons ekonomies help, maar nou gaan ons in die afgrond in help met onverdunde kommunisme. Kom ons luister verder na sy wyshede. Ownership of our economy should be broadened. And I can tell you, Dr. Mulder, there's nothing that gives our people joy, particularly black people, as they go around and they find that this production facility is owned by a black person. It warms one's heart. It makes us feel so good, because we've come from a horrible past when that was not allowed by law, where people were arrested
If you wanted to set up an economic facility in town, you were put to jail. But today, we are saying all that must be put behind us. We must allow more and more people to play an important role in the economy of our country. Nou ja, hier is ons nou weer op apartheid en die verskrikkinge van apartheid. As jy besigheid begin het tydens apartheid, het jy tronk toe gegaan. Man ja, jy sien, ek kan onthou, daar was vreeslik baie mense, jy weet, sulke entrepreneurs, wat call, jy weet, as 'n Indiër 'n winkel oopgemaak het, dan het hulle hom sommer tronk toe gestuur. Huh? Ja, jy ken miskien al daai gevalle, nie waar nie. Jy weet die huisvrouens het daar, wat by die Oosterse Plaza en daar in Forsburg en wat ook al, het hulle gaan gordynmateriaal koop by die Indiërs, by die winkels, jy weet, en by die Indiër winkels. Hulle was nie in die tronk nie, ek wonder hoe dit gebeur, ja, dit is seker, hulle was seker maar 'n uitsondering of iets, maar ja, nou, jy weet, daar was soveel swart entrepreneurs destyds, wat ook almal, ja, hulle het eintlik tegnologiemaatskappye begin, jy weet, as Bill Gates nie Microsoft begin het nie, ek sê iemand in Soweto so dit gedoen het, maar hulle het hom in die tronk gesit, man. Dit is die probleem, jy weet. Ja, jy weet, soos ons weet, daar was, daar 7% van kategorieë van werk op die myne as gevolg van die 1922 staking wat deur die kommunistiese party ondersteun is, van destyds wat hulle die blanke werkers daar in die vroeë dae ondersteun. Dit is gereguleer en daar mag nie swarte sekere beroepe beoefen het op die myne nie, maar wat die res betref kan jy maak wat jy wil. En in die groepsgebiede en waar ook al, jy weet, in Soweto en Alexandra en waar ook al, daar was baie swart besighede, daar was die begin van al hierdie minibus taksies ook, of die ou dae, was as ek 'n Chevrolet Impala's wat rondgery het, en wat ook al, so daar was baie, en hulle is nie tronk toe gestuur nie, ek dink die minibus taksies moet tronk toe gestuur word, as jy my vra, want hulle, jy weet, hulle verhinder weer, hulle is 'n gevaar op die pad, hulle ry oor die rooi ligte en wat ook al, dit behoort 'n oortreding te wees, dink ek, om deur 'n rooi lig te ry. Maar goed, daarso het hy nou weer vir ons bietjie, die verskriklike apartheid, wat dinge so teruggehou het. En maar nou ervaar ons hierdie wonderlike, jy weet in die 60er jare onder verwoed het hierdie land, benewens Japan, die hoogste ekonomiese groei ter wêreld gehad. Maar dit sal Cyril, ons goeie vriend Cyril, hy sal dit nooit vir ons vertel nie. And this is what baffles me by those who are opposed to black. Ja, ek hou van daai woord, dit baffel hom, die baffel, ek weet nie wat. Dit baffel hom. En nou gaan hy klomp taak kwyt raak oor Afrikaners, luister nou mooi wat sê hy nou. Economic empowerment. I say, what do you want to see happening? Do you want to see black people continuing to play the role of laborers, drawers of water, hewers of wood, and consumers only? Why can't black people be made to own productive aspects of our economy? Why can't they be rich as well? That is what needs to happen. Because it is when they get to that level. Dr. Mulder, you look at the Afrikaners, the history of your people. If you look at the history of your people, they were held back by the English. And with later days, they were enabled. They became more and more economically empowered. And they became economically empowered due to the policies of apartheid, the laws that were put in place, the sweet deals that they were given, and they started getting more and more into being serious economic players. Ja nee, kyk, jy weet, ek kan nou onthou, jy weet, my pa het baie sweet deals gekry. Ek weet nie van u nie, maar jy weet, hy het gewerk, hoor, hy het elke dag
jy weet, ons het op 'n stadium, ons het op Springs gebly en hy het so half daarso in die nywerheidsgebiede naby Johannesburg gewerk. Hy het elke dag op die bus geklim en dan op die trein het hy gaan werk, jy weet. En hy het maar vir 'n gewone salaris gewerk, die meeste van die tyd. So hoe op aarde, ek weet nie, daai goed het by hom verbygegaan, jy weet, hierdie lekker transaksies, die Afrikaner bemagtigingstransaksies van destyds. Daar was nie so iets nie. In die goed wat baie van die, jy weet, Sanlam en al hierdie goed wat mense opgerig het, en dit is met, jy weet, dit was daar in die depressiejare, met die, weet, mense het hulle pennies, spaargeld, en hulle het koeksisters gebak, en sulke goed. Ek wil nie eers sê dit was Afrikaner bemagtiging nie, want bemagtiging is vir my 'n vloekwoord. Dit is vir my erger as die K-woord. Ek wil dit nie hoor nie, dit maak my naar. Rarig. En daar was nooit so iets nie. Daar was, kyk, ek het nou onlangs mos verwys na 'n artikel wat ek gelees het van, dit is blykbaar eers in 'n Duitse boek verskyn hier rondom 1986, maar dit lyk my in Engels, en toe dit in Engels ook verskyn van Floors van Jaarsveld, professor Floors van Jaarsveld, die geskiedkundige. En in daai artikel, wel, dit is in 86 geskryf, en daar voorspel hy eintlik die ondergang van die Nasionale Party bewind hoor. Hy het dit nogal baie goed gesien kom. Maar ek stem nie 100% saam met alles wat hy daarin kwytraak nie, maar daar was vir my 'n skokkende ding wat hy daarin gesê het, en dit was gegrond op feite. Jy weet, hy was daarom 'n akademikus van aansien, en hy het nie sommer gelieg het oor so iets nie. In 1986, na amper 40 jaar aan bewind, het die Afrikaner presies 25% van hierdie land se ekonomie beheer. Dit was hoofsaaklik landbou, en jy weet, so 'n bietjie die staatsondernemings, en 'n paar Sanlams, en die Rembrandt groep, en al die goed saam. Die res van die ekonomie het nog steeds aan die Engelse behoort. Na 40 jaar van politieke mag. Jy weet, ons het absoluut niks gedoen om die Oppenheimer se geldmag te breek, jy weet, om al hierdie koloniale mynhuise, ons het niks aan hulle gedoen nie. Trouwens, ons het eintlik hulle Bantu-administrasie vir hulle gedoen, sodat hulle lekker arbeid gehad het daar in al die myne, en daarvoor het die res van die wêreld ons nou uitgekry dat ons 'n misdaad teen die mensdom gepleeg het. So, maar wat hierdie tak wat hy hier kwytraak, jy weet, dit is hierdie soort fantasie, wat natuurlik ook in die media oral leef, en dit is sulke, jy weet, gemeenplase en onwaarhede, wat eintlik nou maar so sirkuleer, en na 'n tyd dan word dit nou maar die aanvaarde, jy weet, mening, die aanvaarde opinie. Maar kom ons hoor wat sê nou. Why can't the same be done for black people? Why? And this baffles me. Really, I don't understand it. Dit baffel hom, hy verstaan dit nie, maar ja, jy weet, ek weet nie, my pa en u vader en moeder en almal, kyk, ons het nie daai transaksies gekry, wat ons het nie daai lekker vet tenders by die staat, wat het hulle gesê, by die, ek dink hier by die hospitaal in Johannesburg, betaal die gesondheidsdepartement van Gauteng R1000 vir 'n brood. Jy kan 'n brood by Checkers of Pick n Pay gaan koop vir R20, maar daarso kos hy die provinsie R1000, want daar's iemand wat 'n lekker vet kontrak het. Nou, maar destyds was al nie sulke goed geweest nie. Daai tenders was baie streng op prys en weet dienslewering en wat ook al geskoei, en ek dink nie dat, jy weet, ons was mos eerlike mense mees al gewees, en jy weet, hierdie goed sou glad nie deurgekom het onder die ou stelsel nie. Because to me that is the normal thing to do. You need, as a nation, to say, this group has been disempowered. It's been disempowered.
we need to empower it. Like the approach we have now, the rural areas of our country have been disadvantaged, and we're seeking to direct more and more assistance and empowerment to the rural areas so that the rural areas also come up. Now, anyone who will tell me that that is wrong, really, I think they must have their heads examined because Ja, die rural areas. Nou, jy weet, daar's een ding wat die ou regering ook probeer het, en dit was om die plattelandse gebiede, die stamgebiede en die tuislande en wat ook al te ontwikkel. Jy weet, ons het eintlik die staatskas eintlik wel geknak daardeur, jy weet, deur die verskriklike uitgawes, ontwikkelingsuitgawes wat daar destyds plaasgevind het. Trouwens, daar was op 'n stadium iemand by die TLI daar in Pretoria, Dr. Chris Jordaan, ek dink hy is intussen oorlede, maar hy het nogal baie geweet van die ou tuislande en alles wat daar plaasgevind het, en ook die staatsbesteding. En hy het vir my gesê, en ek dink dit is 'n feit, die mens kan dit gaan naslaan, dat die ou nasionale party het meer geld aan die tuislande uitgegee as die hele Verenigde Nasies aan die res van die ontwikkelende wêreld, aan al die derde wêreldlande op aarde. Dit het die nasionale party uitgegee. Dit was 'n poging om die platteland en die stamgebiede en die tuislande en wat ook al te ontwikkel, en ons weet natuurlik dat ons platteland op 'n stadium het nie so sleg daar uitgesien nie. Daar was die dorpe wat nou heeltemal tot niet is vanweë korrupsie en wanbestuur. Hulle het gefloreer, daar was boerderye en daar was 'n gesonde maatskaplike organisasie wat op die platteland bestaan het. Nou kom hierdie vent, hy sê nou nie, hy gaan nou die rural areas, gaan hy nou begin daai vloekwoord, hy gaan nou soort van geld begin rondstrooi, want dis eintlik waarop dit neerkom, geld wat iewers uit die belastingbetalers se sak moet kom, en in die sakke van tenderpreneurs gaan beland vir nog 'n ronde van hierdie vrugtelose verkwisting waarin Cyril en sy ANC natuurlik uitmunt. Maar dit bring my nou, so, jy weet wat ons hier sien is 'n soort van, dis 'n vorm van kommunisme, maar dit is eintlik 'n klugtige kommunisme. Dit is 'n lagwekkende kommunisme. Jy weet, dit is daar was mos sulke Marx broers wat komediante was, Groucho Marx en sulke ouens. Een van hulle het gesê, geen klub sal hom ooit as 'n lid aanvaar nie. Nou, ek dink hierdie is meer die Groucho Marx Marxisme, as daai Karl Marx Marxisme wat in die Sowjetunie en die ou Oos-Europa gegeld het. Want die ou Sowjetunie het daarom 'n paar, hulle het die weermag gehad, en ons het nie 'n weermag nie. En hulle het ouens in die ruimte opgestuur. Die eerste man in die ruimte, Yuri Gagarin, wat Chelavek, in Russies is dit Chelavek Weg Kosmos. Eerste die man, 'n persoon in die ruimte. Ek het daai Russiese koerant berig, so onlangs op 'n tentoonstelling gesien. Nou ek dink nie Ramaphosa en sy manne gaan vir ons, jy weet, ouens in die ruimte opstuur en wat ook al nie. Met hulle kommunisme nie. Dit is meer 'n kommunisme waaroor jy nie kan lag. En hierdie goed wat hy kwyt raak, dit is totaal absurd. Dit is Idi Amin of Robert Mugabe of wat ook al. En is net ons media wat hierdie idioot eintlik as 'n staatsman uitbeeld. Maar nou, ten slotte wil ek so 'n bietjie verwys na hierdie ander ding oor, weer terugkom na hierdie Hielbrouw foto van my. En want
Wat toe gebeur het, ek het dit nou getweet of op X geplaas, soos dit deesdae heet. En 'n ontsettende klomp mense ek het gesê hier's Hillbrow soos dit gelyk het in die 1970s en vandag is dit te slim en dit is 'n feit. Ek dink nie enige iemand kan dit ontken nie. En toe word ek verskriklik aangeval en mense, die een persoon sê hy kan die apartheid ruik in Hillbrow. Toe ek geantwoord, maar ja, jy weet as jy vandag ruik hoe dit ruik hoor. Toe ek en my seun daar op die fiets deurgery het met daai fiets wedren hier so in Johannesburg. Die stank was so erg. Jy weet dit het jou siek gemaak. Nou hierdie, ek weet nie, daar staan 'n boom. Daar's 'n boom, hier's plante, hier's netjies geklede mense, ek sien daar's een van daai ou Alfa Romeo motortjies, duidelik na Fiat en wat ook al. Jy weet, dit lyk nie vir my 'n plek wat sleg geruik het nie. Trouwens, lyk baie netjies. Dit lyk net soos enige ander ontwikkelde land, soos, jy weet, Amerika of Europa of waar ook al. So ja, die reuk van apartheid, ek weet nie, ek het dit nie so sterk daarmee geassosieer nie, en dan is daar nou weer ander wat sê, ja, nee, daar's net wit mense, en as jy net wit mense sien, dan is dit al klaar 'n probleem. So ja, en ek dink daar's een persoon wat gesê het, eintlik moes Hillbrow nooit bestaan het nie, want daar moes net 'n plek gewees het waar ons kan swerf. Bedoelende, daar moes eintlik nooit enige vorm van westerse invloed in Suid-Afrika gewees het nie. Ons moes net by die modderhitte en die gras, jy weet, konstruksies gebly het. Daar moes nooit sulke hoë geboue deur ingenieurs en argitekte gebou gewees het nie. Alles moes net gewees het soos oer-Afrika, waar jy maar nou net jou beeste kan laat loop en jy kan swerf. Ja, mense sê, jy weet, nie in soveel woorde nie, maar dis by implikasie, hierdie persoon gebruik die term swerf, daar op X. So dis my baie vreemd alles wat, jy weet, hierdie gedagtes wat hier in ons landjie ronddwarrel, jy weet, hierdie klugtige kommunisme van Cyril, en dan hierdie ander mense op X wat aanstoot neem, as hulle 'n netjiese en georganiseerde, skoon stadstoneel, soos dit was in die ou dae, as hulle dit gadeslaan, jy weet, is iets vir my wat nie lekker is nie, is 'n bietjie kranksinnig. Maar nou ja, op daardie noot, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.